vandag is ons in Handelinge 13. Nou ek wil net vir julle 'n bietjie oorsig gee oor wat laasweek gebeur het. Laasweek was ons in 'n gedeelte van Handelinge 11 en 12 gewees, so dis 'n lekker kort gedeelte of kort hoofstukke gewees en ons kon 'n bietjie meer daaroor gepraat het. Nou laasweek het ons gekyk na die kerk wat begin het in Antioch en ons het toe gesien dat die kerk in Jerusalem vir Barnabas stuur om te gaan kyk wat gaan aan in die kerk in Antioch. En toe hy daar aankom, toe sê hy dat hy die genade van die Here in die kerk sien en hy sê vir hulle, hou aan volhard, hou aan die Here vas en stap die pad met hom. En ons sien hoe Barnabas beweeg van Antioch af na Tarsus toe om vir Saulus te gaan haal en vir 'n jaar lank bedien hulle die kerk in Antioch en hulle is besig om mense op te rig. Ons sien hoe daar 'n profeet kom en hy kom deel woord, hy sê daar gaan 'n hongersnood kom en die kerk in Antioch sê, okay, kom ons maak geld bymekaar, ons almal gee ietsie en ons stuur vir Barnabas en Saulus af Jerusalem toe om die mense te gaan help in Jerusalem. Want julle moet verstaan, in Jerusalem daai tyd was die Jode die oorhoofse mense in Jerusalem gewees. So die Jode wat Christene geword het, was verstoot uit die samelewing uit. Hulle was geminag en hulle het nie noodwendig voorsiening gehad. As daar 'n hongersnood sou kom, kon hulle nie net plant en aangaan soos wat hulle wou nie. Daar was nie genoeg kos gewees nie. En Antioch stuur voorsiening vir hulle, sodat die kerk aan kan gaan. Ons sien ook in daai gedeelte toe Saulus en Barnabas daar is, dat Herodes Johannes gevang het, Jakobus gevang het, hom doodgemaak het met die swaard en hy het vir Petrus in die tronk gegooi en hy wou hom ook doodgemaak het want hy het gesien die Jode hou daarvan. Maar voordat dit kon gebeur, het die Here vir Petrus verlos uit die tronk uit. En Herodes beweeg weg en hy gaan na 'n area toe en hy het homself op 'n posisie gesit wat die mense begin sê het, hy is soos 'n God. En in daai oomblik het hy die eer nie vir die Here gegee nie en sy hoogmoed het gelei dat 'n engel hom verslaan en hy is geëet deur wurms en het gesterf. Nou, ek wil net op hierdie gedeelte 'n bietjie stil staan oor hoogmoed, want hoogmoed is 'n baie gevaarlike hartstoestand wat ons onsself in kan bevind. Dit is baie maklik vir hoogmoed om in te kom. Ek wil begin om te kyk na sekere mense en wesens wat hoogmoedig geraak het. En die eerste ene wat ek gaan lees is die duiwel in Jesaja 14 vers 11. So julle kan saam met my soontoe blaai. Jesaja 14 vers 11 tot 15. Ek gaan hom uit die Engels uitlees, want hy sê iets spesifieks wat ek wil hê julle moet op ag slaan. Hy sê, thy pomp is brought down to the grave. Nou, daai pomp wat hy van praat is trots. And the noise of thy viols, dit is soos 'n harp in die Afrikaans. The worm is spread under thy feet, under thee, and the worms cover thee. How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning? How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations? For thou hast said in thine heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation, in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High. Yet thou shalt be brought down to hell, to the sides of the pit. Ons sien hierso hoe hoogmoed die duiwel op 'n plek kry wat hy sê, ek wil soos God wees. En die Here sê, nee, jy sal na die hel toe gaan. Dit is jou bestemming. Sien ons hoe gevaarlik is hoogmoed. Die volgende ene wat ek wil na kyk is in Genesis 3 vers 4 tot 5. Nou Genesis is die eerste boek in die Bybel. Hy is daarom maklik om te kry. Genesis 3 vers 4 tot 5.
Toe sê die slang vir die vrou, julle sal gewis nie sterwe nie, maar God weet dat as julle daarvan eet, julle oë sal oopgaan, sodat julle soos God sal wees, deur goed en kwaad te ken. So wat gebeur hierso? Die duiwel kom na Eva, hy verlei haar, en hy sê vir haar, as julle van hierdie boom eet, dan sal julle soos God wees. Weereens, om hoër te wees as wat jy is. Hoogmoed kom in. Nou baie interessant, ek luister eendag na 'n pastoor wat hieroor bedien, en 'n vrou kom na die tyd na hom toe en sy sê vir hom, waar sal die mans wees as dit nie vir ons vrouens was nie? Hy sê vir haar, nog in die tuin van Eden. Kom ons gaan aan. So, dan gaan ons nou na Spreuke 16 vers 18 toe. Spreuke 16 vers 18. Nou dit is waar ons onsself bevind. En hierdie is 'n gedeelte wat jy werklik kan onderstreep en na toe teruggaan, om jouself altyd die vraag te vra, waar bevind ek myself? Hoor mooi wat sê hy, Spreuke 16 vers 18. Trotsheid kom voor die verbreeking en hoogmoed kom voor die val. Elke een van ons moet versigtig wees dat hoogmoed nie intree nie. Want sodra hoogmoed ingetree het, kan jy maar weet, die val is nie ver nie. Ons moet konstant afhanklik bly van die Here. Ons het gesien in Handelinge 12 vers 23 hoe hoogmoed ingekom het in Herodes en die engel het hom geslaan. Want hy het nie die eer aan die Here gegee vir wie hy moes nie. So vandag gaan ons 'n bietjie kyk na Barnabas en Saul wat afgesonder word deur die kerk in Antioch en hoe die Heilige Gees hulle stuur op die missie wat hy vir hulle beplan het. En ons gaan sien hoe daar teenstand teen die evangelie is. So lees saam met my in Handelinge 13 vanaf vers 1 tot 5. En daar was in die plaaslike gemeente in Antioch sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon wat Neger genoem word, en Lucius die Sirener en Manaen wat saam met Herodes die Viervors groot geword het, en Saulus. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. En toe hulle gevas en gebid het en hulle die hande opgelê het, laat hulle gaan. So het hulle dan deur die Heilige Gees uitgestuur afgegaan na Seleucia en daarvandaan weggevaar na Cyprus. En toe hulle in Salamis kom, het hulle die woord van God in die sinagoge van die Jode verkondig en hulle het ook Johannes as helper gehad. So ek wil net gou hê julle moet hier op die kaart kyk, want dit help ons net om 'n prentjie te kry van wat aangaan. Jy sal sien daar soos Antioch, daar heel onder sien jy Judea, dit is waar Jerusalem is, Antioch is daar bo, en toe hulle nou uit Antioch uitgegaan het, het hulle beweeg na Cyprus, die eiland daarso, en Salamis was die eerste plek wat hulle toe aan die Jode die evangelie gaan verkondig het. Dis waar ons onsself nou bevind. So ons gaan al die pad tot by Paphos gaan vandag, maar dan volgende week gaan ons die res van die pad stap saam met Paulus in hierdie reistog van hom. In hierdie name sien ek iets baie interessant. Ons sien vir prominente manne in die kerk van Antioch. En onder andere is daar 'n naam wat vir my uitstaan, Manaen. Manaen het groot geword in die huis van Herodes, die Viervors. Nou, ons het nou al gehoor van 'n paar Herodese, en ek het laasweek vir julle verduidelik, maar ek wil net gou vir julle 'n prent opsit, wat vir julle 'n bietjie beter gaan verduidelik. So Herodes Antipas, of die tetrag, wat hulle hom ook noem, dis die Viervors, hy is die seun van Herodes die Grote. Nou Herodes die Grote is die een wat toe Jesus gebore is, wat al die seuns onder die ouderdom van 2 doodgemaak het. So Herodes tetrag of die Viervors, hy was
Hy was in Galilea oor almal gewees en hy het gelewe van 4 voor Christus tot 39 na Christus. Hy het onder andere Johannes die doper onthoof en hy is ook ene wat Jesus ondervraag het. Nou, ons weet nie regtig hoe hy dood is nie. Hy het so stelselmatig is hy uitgestoot deur die Jode en niemand weet regtig wat het met hom gebeur nie. Nou Herodes Agrippa wat ons van laasweek gelees het, hy was die kleinseun van Herodes die Grote en die susterskind van Herodes Antipas of die Viervors. En sy titel was as koning gewees en hy het geregeer oor Judea en die groter gebied en hy het gelewe of geheers om en by van 37 na Christus tot 44 na Christus toe hy deur die wurms opgeëet is. Nou hy het Jakobus doodgemaak en Petrus ook in die tronk gegooi. Dit is aksies wat ons sien in die Bybel wat met hom gebeur het. Maar my vraag in hierdie gedeelte wat vir my so interessant is hoe het Herodes wat saam met hoe het Manaen wat saam met Herodes in die selfe huis groot geword, hoe het hulle 2 verskillende paaie gekies? Die ene het gekies om Christene te vervolg en die ander het gekies om 'n Christen te word. En ek besef dat kinders wat in dieselfde huis groot word, verskillende perspektiewe het. Wanneer julle nou na my kyk en ons kyk net na die tablet wat ek gebruik, julle sien net 'n swart ding. Ek sien baie woorde hierdie kant. So ons perspektief lyk anderste. En so is dit in 'n huis baie keer ook. Ons is 4 kinders gewees. So in ons huisgesin is dit heeltemal anderste gewees. Een kind beleef dit so, 'n ander kind beleef dit so, maar is dieselfde situasie gewees. En ek besef, ons perspektief bepaal hoe ons 'n situasie gaan sien. 'n Voorbeeld van dit is byvoorbeeld wat ek al te doen gehad het met mense, 2 seuns wat in 'n huis groot geword het waar die pa 'n alkoholist was. En die een seun het 'n alkoholist geword en die ander ene nie. En as jy hulle vra hoekom, dan sal hulle antwoord wees oor my pa. Die ene het gesê ek wil nie 'n alkoholist wees nie, want my pa was ene. Ek sien die verwoesting wat dit veroorsaak het. Die ander ene sê ek is 'n alkoholist want my pa is 'n alkoholist gewees. Dit is wat my lot is. Maar in dit besef ek dat daar is 'n keuse wat ons maak oor wat ons sien. En hulle praat van die victim versus victor mentaliteit. Wanneer jy te doen het met 'n situasie, het jy 'n keuse, gaan jy 'n victim wees van hierdie situasie of gaan jy 'n victor wees oor hierdie situasie? Nou, dit is nie noodwendig dat jy net altyd 'n victim is of altyd 'n victor is nie. Dit hang af van situasie tot situasie. Daar's kere wat jy jouself bevind dat jy sal kan heers oor die situasie. Maar daar's ander kere wat jy kies om onder 'n slaaf te word aan daai situasie, 'n victim te word. Nou hoe verander ons daai mentaliteit, daai perspektief wat ons het oor 'n situasie wat ons onsself in bevind? Eerstens begin dit by introspeksie. Jy moet eerlik wees met jouself om te sê, hierdie situasie, gaan ek toelaat dat dit my definieer of gaan ek toelaat dat ek groei uit hierdie situasie uit? Tweedens moet ons besef dat ons aksies het konsekwensies. Ek het 'n keuse, hoe gaan ek optree teenoor hierdie situasie? En ons moet verantwoordelikheid vat vir ons aksies. Ons kan nie verantwoordelikheid vat vir iemand anders se aksies nie. Maar ons kan kies wat gaan ons doen wanneer daar sleg teenoor ons gebeur het. Hoe gaan ons oor dit reageer? Ons moet versigtig wees dat ander mense se aksies nie ons wegdryf van waarheid af nie. Ek sien in hierdie situasie dat Herodes gekonfronteer is deur waarheid. Want wie is waarheid? Jesus is waarheid. Hy's gekonfronteer deur waarheid. En Manaen is ook gekonfronteer teen waarheid, maar hulle het albei verskillend gereageer. Moet nie dat situasies wat in jou lewe gebeur as gevolg van ander mense of iets wat jy dalk self van jou gedoen het, toelaat om jou weg te dryf van waarheid af nie. Ek en jy moet eerder kies om nader na God te hardloop en die waarheid te embrace. Al laat dit ons partykeer laer voel as wat ons werklik wil wees.
Ons moet onsself nie hoër ag as wat ons werklik is nie. Nou ek besef dit is baie maklik om hier te staan en te sê, doen dit, maar hoe pas ons dit toe? En ek wil vir jou sê, jy kan dit nie toepas uit jou eie krag uit nie. Jy moet toelaat dat die Heilige Gees die verandering in jou kom doen. Eerstens, besef dat jy 'n redder in daai situasie nodig het. Jy kort die Here om jou te lei in daai situasie en toelaat dat die Heilige Gees dan kan werk in jou om te verander. Ek en jy moet persepsies wat ons het oor dinge wat goed en sleg is, afbreek en toelaat dat die Here waarheid kan kom inspraak hê in daai area. Ons sien dan verder dat die Heilige Gees vir hulle sê, sonder vir my Barnabas en Saul af, vir die werk wat die Heilige Gees hulle voorroep. Nou dis baie interessant, dis ongeveer so 10 jaar nadat Saulus tot bekering gekom het op die pad na Damaskus, wat hierdie nou plaasvind. Party mense sê tot 14 jaar, maar ek probeer maar konservatief wees en sê, kom ons sê dis 10 jaar na die tyd. God het vir hom gesê wat hy gaan moet doen, wat hy deur gaan moet gaan. Jesus het dit vir hom duidelik gemaak, voordat hy in Damaskus al aangekom het. Maar 10 jaar later, kom hierdie eers tot vervulling, wat die Heilige Gees sê, okay, dis tyd, sonder vir my Saulus af, vir die werk wat ek hom voorberei het. Wat ek vir julle wil sê vandag is, dat God se plan vat partykeer langer, as wat ons wil hê dit moet vat. Wees versigtig, om nie die Here vooruit te wil gaan nie. Hy gee vir jou dalk 'n plan, 'n visie, 'n doel, maar vertrou hom om die weg ook dan te maak. En nie te sê, okay, nou gaan ek net, ongeag, ek het nou die visie nie, maar ek het nog nie die manier hoe om dit te doen nie. Hulle het gewag, totdat die Heilige Gees hulle afgesonder het. Nou wat vir my baie interessant was, is, dit staan hierso, hulle het God bedien. Nou wat beteken dit, om God te bedien? Ons lees hierso, en terwyl hulle, in vers 2, en terwyl hulle besig was, om die Here te bedien en te vas. Hoe bedien ons die Here? Ek weet hoe om te werk vir die Here, maar hoe bedien ons hom? En ek wil hê julle moet na hierdie gedeelte kyk, wat ek opgesit het vir ons, nou om net 'n idee te gee, wat is die verskil om God te bedien, so bediening na God toe, of om te bedien vir God? Eerstens, wanneer ons kyk na bediening na God, dan is God self die fokus. Sy teenwoordigheid en sy plesier en sy glorie. Dit is hoekom ons dit doen. En hoe lyk dit? Dit is byvoorbeeld praise and worship, dit is gebed, dit is vas, en dit is om hom te vereer in alles wat ons doen. Wat is die prioriteit as ons daarna kyk? Ons bestaan om God te eer. Dit is ons doel. Dit is hoekom ons hier is, om hom eer te bring. En wat is die resultaat? Ons hoor God en ons het duidelike rigting in waantoe ons moet beweeg. Maar daar is ook 'n gevaar as ons nie 'n balans het tussen hierdie nie. Ons kan so gefokus raak om tyd na die Here te spandeer, om hom te bedien, dat ons inwaarts begin fokus en dat ons nie meer uitgaan om aksie te doen vir wat hy wil hê ons moet doen nie. So hoe lyk dit om te bedien vir God? Dit is baie keer wanneer ons mense bedien, wanneer jy werk doen vir die Here. Op Sondag vat dit 'n span mense om hierdie te laat gebeur. Dit lyk nie so op 'n Sondag as ons hier aankom nie. Dit is 'n span mense wat kies om te sê, ek wil my tyd uitkoop dat hierdie kan gebeur. Dit is die Here wat ons dan gebruik om sy koninkryk te bou, en dan is ons gehoorsaam teenoor die Here. Hoe lyk dit? Dit is wanneer jy 'n disippelskappad met iemand stap, wanneer jy iemand dalk iets leer, en wanneer jy prakties diens uitlewe teenoor ander mense. Nou wat is die prioriteit van dit? Die belangrike ding is, dit is 'n uitvloeisel van bediening na God. Ons kan nie wil werk vir die Here as ons nie eers weet wat moet gebeur en dit vloei uit 'n verhouding wat ons het met hom nie. Wat is die resultaat? 'n Vrugtevolle werk, bekering van ongelowiges en om God se koninkryk te sien groei en gevestig te word op die aarde.
So wat is die gevaar van 'n wanbalans as ons meer neig na om werke te doen en nie dit doen uit verhouding met die Here nie? Dan kan ons baie maklik besig raak met werke en ons dink ons goeie werke wat die Here deur ons doen, bring ons in 'n regte verhouding met hom. En dan is dit baie keer sonder 'n egte toewyding teenoor die Here. Ons is so gefokus op wat ons moet doen, dat ons nie verhouding het met die God wat ons stuur om dit te doen nie. Wanneer God sy plan vir my en jou duidelik gemaak het, dan moet ek en jy inval in sy plan. Ons sien hierso dat hulle nie hom en haar nie, hulle het gebid, hulle het gevas en hulle het vir Barnabas en Saulus afgesonder en hulle gestuur. Want in God se plan is daar voorsiening en beskerming. Nou ek praat nie van fisiese beskerming noodwendig nie. Want gaan kyk reg oor die wêreld, in vervolgde lande, daai mense gaan baie moeilike goeters deur, fisies. Maar daar is 'n beskerming wat niemand van jou af weg kan vat, as jy in die wil van die Here wandel, en dis ewige lewe. Ek en jy is tydelik hierso. Daai liggaam wat jy het, is 'n tentwoning. Hy gaan afgeslaan word eendag. En jy gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Ons fokus moet nie ons eie beswil wees, of hoe goed dit met my liggaam gaan nie. Ons fokus moet wees om die Here te behaag, om die pad te stap wat hy vir ons uitroep om te stap, want hy sal vir ons voorsien en hy sal ons beskerm in daai pad. Barnabas en Saulus was baie prominente figure in die kerk van Antioch. Hulle was tot 'n groot mate onvervangbaar. Maar hulle word nou uitgestuur. Hoe kan die kerk in Antioch dit toelaat amper? Hulle kon dit net toelaat as hulle gehoorsaam was aan die Here en as Barnabas en Saulus werk gedoen het om dit te laat gebeur. Hulle het vir 'n jaar lank bedien in hierdie kerk. Hulle het mense geleer, mense toegerus, mense opgerig, sodat as hulle weggaan, dat die kerk aan kan gaan, dat die kerk sterker en sterker kan word. Hoe lyk dit in my en jou lewe? Is jy besig om 'n pad met iemand te stap? Jy sê dalk, maar ek is te besig, my kinders hou my aan die gang. Jou kinders is 'n baie goeie plek om 'n pad met hulle te stap en hulle te leer van die Here, die waarheid te leer, sodat hulle, wanneer hulle groot word, nie wegstap van die Here af nie. Jy's by 'n werk en daar's dalk iemand onder jou. Gebruik jy daai geleentheid om hulle te disipel, te leer en die weg te wys hoe hulle moet stap. Elkeen van ons het die geleenthede. Maar gaan ons dit toepas in ons lewens of nie? Of gaan ons sê nee, ek is te besig, ek kan nie nou nie. Want die Here wil dalk jou stuur na 'n ander plek toe. Die Here het dalk 'n groter plan vir jou lewe en jy weet dit, maar jy's vasgevang hierso. En daar's dalk 'n rede hoekom jy op 'n plek is wat jy jouself nog bevind. Want jy so gefokus op die toekoms dat jy nie nou effektief is vir dit wat die Here nou deur jou wil doen nie. Saulus weet, die Here het 'n plan, die Here wil hom stuur, maar vir 10 jaar lank is hy besig om net te doen wat die Here voor hom gesit het om te doen, voordat hy uitgestuur was deur die kerk. Hier is 'n interessante gedeelte wat ek wil hê julle moet net ag opslaan. In vers 5 staan daar, heel aan die einde, en hulle het ook Johannes as helper gehad. Nou wie is hierdie Johannes? Ons sien in hoofstuk 12 wie hierdie Johannes is. Hoofstuk 12 vers 12 staan daar, en nadat dit vir hom duidelik geword het, kom hy by die huis van Maria, die moeder van Johannes, wat ook Markus genoem word. So dis Johannes Markus. Ons sien in vers 25 sê hy dit nog duideliker. Hy sê, en Barnabas en Saul het van Jerusalem teruggekeer, nadat hulle hul diens vervul het, en hulle het Johannes saamgeneem, wat ook Markus genoem word. Nou hulle sê dat hierdie Markus, dieselfde Markus is, wat die evangelie van Markus geskryf is. En is moontlik dieselfde Markus, of dieselfde persoon wat ons sien, net een keer van gepraat word, en dit is in Markus, 'n seun wat hulle wou vang, en toe hulle hom wou vang,
toe hardloop hy weg sonder sy klere. Hulle het net aan sy klere vasgehou. In Markus is dit die enigste plek wat ons lees van hierdie jong man wat dit mee gebeur. So hulle vermoed dat dit is hierdie Markus wat van gepraat word. Maar wat baie interessant is die Heilige Gees het gesê sonder vir my Barnabas en Saulus af. Nie Markus nie. So hou daai in gedagte soos wat ons deur hierdie hoofstuk en die volgende hoofstuk gaan werk. So lees saam met my verder, hoofstuk 6 tot 15. En hulle het die eiland deurgegaan tot by Pafos en 'n towenaar gevind, 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar-Jesus. So sit net gou die kaart weer op. Ek wil net hê julle moet sien, dit is waar dit nou is, daai Pafos, die heel ander kant van waar hulle begin het. Dis waar hulle self nou bevind en hulle bevind hulle self daar met 'n valse profeet, 'n Jood met die naam van Bar-Jesus. Hy was by die goewerneur Sergius Paulus, 'n verstandige man. Die het Barnabas en Saulus laat roep en het versoek om die woord van God te hoor. Maar Elimas, die towenaar, want so word sy naam vertaal, het hulle teëgestaan en het probeer om die goewerneur afkerig te maak van die geloof. Maar Saulus, dit is Paulus, vervul met die Heilige Gees, het die oë op hom gehou en gesê: kind van die duiwel, vol van alle bedrog en alle listigheid, vyand van alle geregtigheid, sal jy nie ophou om die regheid weer van die Here te verdraai nie. En nou, kyk, die hand van die Here is op jou, en jy sal blind wees, en die son 'n tyd lank nie sien nie. En onmiddellik het daar 'n donkerheid en duisternis op hom geval, en hy het rondgegaan en gesoek na die mense wat hom by die hand kon lei. Toe die goewerneur dan sien wat daar gebeur het, was hy verslae oor die leer van die Here en het geglo. En Paulus en sy metgeselle het afgevaar na Pafos en by Perge in Pamfilië gekom, en Johannes het hulle verlaat en na Jerusalem teruggekeer. Maar hulle het van Perge af verder gegaan en in Antioche in Pisidia aangekom, en hulle het op die Sabbatdag in die sinagoge gegaan en gaan sit. En na die lesing van die wet en die profete het die hoofde van die sinagoge na hulle gestuur en gesê: broeders, as julle 'n woord van opwekking vir die volk het, spreek dan. So net tot daar vir vandag. Hier sien ons dat hulle nou aan die suidweste kant van die eiland die eerste keer werklik weerstand beleef rondom die evangelie. Nou ek wil vir jou sê, as jy besig is om te werk vir die Here, as jy besig is om die Here te vertrou dat sy koninkryk moet groei in die area wat jy jouself bevind, verwag weerstand. Moenie verbaas wees as jy weerstand ontvang nie. As jy nie weerstand ontvang nie, dan wil ek jou vra, waar is jy besig? Of jy omring jouself net met gelowiges, wat almal lekker saam met jou praat, en jy's nie besig om uit te gaan en die evangelie te deel met ander mense nie. Of jy kies om nie uit te gaan en te praat oor dit wat die Here mee besig is nie. Ons gaan weerstand beleef. Dit is 'n realiteit. Nou ek wil net hierdie twee mans vergelyk. Ons sien hierso, die ene, Bar-Jesus, is 'n Jood. Nou wat beteken Bar-Jesus? Bar beteken seun. So hy was letterlik seun van Jesus. Nou toe ek in Skotland gewerk het, het ek te doen gehad met 'n Spanjaard, en sy naam was ook Jesus gewees. Nou dit was vir my bitter vreemd gewees om hierdie persoon Jesus te probeer noem. Ek sê vir hom, jy moet vir my 'n ander naam gee. Wat is jou van? Ek kan nie jou Jesus noem nie. Dit werk nie lekker nie. Ek gaan nie op jou van noem of ietsie. So in daai tyd was dit normaal gewees om iemand met die naam Jesus te noem. Dit was nie iets vreemds gewees nie. En hy was geken as die seun van Jesus. Hy is 'n Jood wat groot geword het met die stories van God wat hulle verlos het uit Egipte uit. Hy het die waarheid geken. Maar hy het gekies om sy rug op die waarheid te draai. En die gedeelte sê hierso, hy's geken as 'n kind van die duiwel. Dis hoe Paulus hom noem. Hoekom draai iemand sy rug op die waarheid? Hoekom is dit vir ons baie keer moeilik om die waarheid te hoor en te aanvaar? Want dit pas nie in met wat ons gebou het van wat reg en verkeerd is nie.
Daar is een weg en daar is een waarheid en dit is Jesus Christus. Ek en jy moet alles anders te laat gaan, want dit kan 'n leuen wees, dit kan iets wees wat nie waarheid is nie en ons moet Jesus aangryp. Maar dit is 'n keuse wat elkeen van ons moet maak in ons lewens. Ons doen dalk goeders wat die Here nie verheerlik nie. En ons moet eerlik genoeg met onsself wees om te sê, wat is ek mee besig? Ek sien hierdie Sergius Paulus, die Afrikaans sê 'n verstandige man. In Engels noem hulle hom, is dit 'n prudent man. Nou ek wil net vir julle sê wat die woord prudent beteken. Prudent is an adjective meaning careful, wise and sensible in making decisions or taking action, especially to avoid unnecessary risks or harm. It involves exercising good judgment, foresight, discretion and practical wisdom, often thinking ahead about consequences rather than acting impulsively. So ons sien hier dat hierdie twee mans moreel teenoorgesteld is. Die ene is 'n verstandige man en die ander ene doen net die begeertes van sy vader, die duiwel. As gevolg van Bar-Jesus wat kies om nie toe te laat dat die waarheid moet kom nie, word hy gestraf deur Paulus. En Paulus sê vir hom, jy gaan vir 'n tyd lank blind wees. Jy gaan nie kan sien nie. Klink dit nie soos wat met Paulus gebeur het op die pad van Damaskus nie? Ek sien hoe die Here geregtigheid bring, maar hy is genadig om nie hierdie man dood neer te laat slaan nie. En hy sê jy gaan blind wees vir 'n tydperk. Nou wat gebeur as jy jou sig verloor? Ek wonder hoe is dit om blind te wees? Maak 'n bietjie jou oë toe en dink, hoe gaan ek funksioneer? Hoe gaan ek kan loop as ek nie meer kan sien nie? Maar wat gebeur as jou oë toe is? As jy nie kan sien nie, dan moet jy baie meer inkyk, want jy kan nie meer uitkyk nie. Jy moet begin introspeksie hê. Jy moet begin op ander sintuie staat maak en jy moet besef, daar's dalk goed in my wat nie reg is nie. En hierdie is 'n geleentheid vir hierdie man om te besef dat dit wat hy mee besig is nie reg is nie. Ek wil met hierdie gedagte afsluit vandag. Om moreel reg te lewe, red jou nie. Hierdie man wat ons van lees, Sergius Paulus, het moreel reg gelewe. Hy was 'n verstandige man wat die dinge reg wou doen, maar hy was ongered. Daar's een weg na redding en dit is deur Jesus Christus. En toe hy daai waarheid hoor, toe glo hy dit wat gesê is, toe hy sien wat gebeur met hierdie Bar-Jesus. Maar ek wil vir jou sê, omdat jy gered is, wil God hê jy moet moreel reg lewe. Hoekom? Hoekom is dit belangrik vir 'n Christen om moreel reg te lewe? Want ons verteenwoordig die allerheiligste God, wat moreel opreg en regheid en alles perfek is. Hy verwag dat ons, sy diensknegte, wat hom verteenwoordig, ons is ambassadeurs op die aarde, hy verwag dat ons moreel moet reg lewe. Maar die gevaar is, as ons dit in ons eie krag wil probeer doen. Ons moet die begeerte hê om moreel reg te lewe, want ons hart is verander. Ons hart is in lyn met die hart van die Vader. En daarom wil ons die regte keuses maak volgens sy wil, nie ons wil nie. En ons moet nooit op 'n plek kom wat ons hoogmoedig raak nie. Wat is jou denkwyse wanneer dit kom by uitdagings wat jy beleef? Want elkeen van ons het uitdagings wat ons beleef. Gaan jy 'n victim wees aan die omstandighede wat jy jouself in bevind? Of gaan jy 'n victor wees? Dit is jou keuse om 'n perspektiefskuif te maak, om te sê, ek gaan nie toelaat dat dit wat met my gebeur het, my onderkry nie. Ek gaan toelaat dat hierdie my nader trek aan die waarheid. Ek gaan waarheid nastrewe. God se lewe vir jou plan vat partykeer langer as wat jy dink. Wees geduldig, vertrou hom en doen wat jou hande vind om te doen. Om moreel te lewe red jou nie,
Maar as 'n wedergebore Christen wil God hê ek en jy moet moreel opreg lewe.